Hy leef en ons leef saam met hom. Ons vier vanoggend die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ek lees vir ons eers uit Johannes 20 van vers 1 af. En vroegoggend, op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eers by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk, en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink hy is die tuinier en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. En dan lees ons Kolossense 3 van vers 1 af. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Tot sover. Hy leef en ons leef saam met hom. Donderdag aand het ons aan die nagmaalstafel gesit. Donderdag aand het ons gehoor wat Jesus moes deurgaan. Dit was 'n nag van verraad en verloning. En in hierdie nag het Jesus met God geworstel en homself tog oorgegee in ons plek. Vrydag, die kruis, die straf, die haat, die dood. Saterdag was stilte, rou, verwarring. Die disipels het hierdie Sabbat beleef as mense sonder hoop, sonder 'n toekoms, sonder 'n Here, en toe kom Sondag. Maria Magdalena is vroeg by die graf. Die teks sê uitdruklik, terwyl dit nog donker was. Dit is nie net 'n tydsaanduiding nie. Dit is 'n beskrywing van hoe sy gevoel het. Sy leef in die donker. Sy loop na 'n graf toe om by 'n lijk te sit. Haar wêreld is donker, haar hoop is weg, haar Here is dood. Maar dan gebeur iets wat die geskiedenis in twee gesny het. Die klip is weg, die graf is leeg en uiteindelik, nadat Petrus en Johannes al teruggegaan het huis toe, staan Jesus self agter haar en sê haar naam, Maria. Een woord, haar naam, en die hele wêreld verander. Dit is Paas-Sondag. Hy lewe. Die boodskap is eenvoudig en aardskuddend te gelyk. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En omdat hy lewe, lewe ons saam met hom. Maar dit vra iets van ons.
Die opstanding is nie iets wat ons rustig kan bewonder van 'n afstand af nie. Dis 'n lewensveranderende werklikheid wat ons anders nuut en vrygekoop laat leef. Hy lewe. Die leë graf is die anker van ons geloof. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 17: En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos en is julle nog in julle sondes. Die opstanding is nie 'n simboliese taal vir 'n nuwe begin nie. Dis die liggaamlike, fisieke, historiese opstanding van Jesus Christus uit die dood. Die graf is leeg. Die doeke lê netjies. Die doek wat oor sy kop was, eenkant afsonderlik opgerol. Johannes sien dit en let op die teks, hy het gesien en geglo. Wat het hy gesien? 'n Leë graf. Die doeke wat rondom die liggaam gedraai was, seker nog vol bloed, maar Jesus was nie daar nie. Wat net een verduideliking het: Jesus het opgestaan. Die vroue wat Vrydag gehardloop het om van die kruis af weg te vlug, hardloop Sondag om die nuus te vertel. Die disippels wat Vrydag agter geslote deure weggekruip het uit vrees, preek 'n paar weke later op Pinksterdag voor duisende mense oor die opstanding en is bereid om daarvoor te sterf. Mense sterf nie vir iets wat hulle weet alleen is nie. Die opstanding het mense se lewens omgekeer. Dit is die anker van ons geloof, nie 'n gevoel nie, nie 'n tradisie nie, nie 'n mooi storie nie, 'n feit. Jesus Christus het die derde dag opgestaan uit die dood. Die opstanding gee aan die kruis betekenis. Die nagmaalstafel van donderdag aand en die opstanding van sondagoggend behoort saam. Dis een beweging van God se verlossingsplan. Aan die kruis het Jesus die skuld vir ons sonde betaal. In die opstanding het God die Vader verklaar dat die betaling aanvaar is. Die opstanding is God se amen op die kruis. Romeine 4 vers 25 sê dit helder. Jesus is oorgelewer terwille van ons oortredinge en opgewek terwille van ons regverdigmaking. Die opstanding is die bewys dat die evangelie werk. Dat God die offer van sy seun aanvaar het. Dat sonde werklik vergewe is. Dat die gordyn tussen God en ons werklik weggeneem is. Donderdag aand het ons aan die tafel gesit en die brood en die wyn ontvang. Vandag ontvang ons die bevestiging, jou skuld is betaal. Die versoeningsoffer is aanvaar. Jy het opgestaan en daarin lê ons vrede. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. Maria soek 'n lijk en vind haar meester. Dis die evangelie opgesom. Ons soek na antwoorde in die dood en Jesus ontmoet ons as die lewende Here. Die opstanding het haar en ons lewens verander. Die opstanding is nie net 'n historiese feit wat ons bewonder nie. Dit het direkte gevolge vir elkeen wat in Christus glo. Paulus verduidelik dit met 'n kragtige beeld in Romeine 6. Ons is saam met hom begrawe en saam met hom opgewek. Romeine 6 vers 4. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Ons het saam met Christus opgestaan, nuut, vry, anders. Iets van die opstandingslewe is nou reeds in ons. Ons dra reeds die nuwe lewe in ons. Kolossense 3 vers 3 sê, julle lewe is verborge saam met Christus in God. Dit is 'n kluisbeeld. Ons ware lewe, ons diepste identiteit, is in God self gebêre, veilig, toegesluit, ewig. Ons is vry van die mag van sonde. Romeine 6 vers 11 gee 'n opdrag wat alleen moontlik is vanweë die opstanding. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Beskou jou as dood vir die sonde, maar lewend vir God. Aanvaar dit as 'n gegewe. Paulus sê, die feit dat Christus opgestaan het, beteken die sonde se mag oor jou is gebreek. Jy hoef nie meer as 'n slaaf van sonde te leef nie. Besef dit, aanvaar dit, leef in die lig daarvan. Die opstanding gee vryheid. Nie vryheid van versoeking nie,
Versoeking bly 'n werklikheid, maar vryheid van die noodsaaklikheid om toe te gee. Die ketting is gebreek. Die tronkdeur staan oop. Jy hoef nie meer in die tronk te bly nie. Ons het 'n lewende hoop, nie 'n dooie godsdiens nie. 1 Petrus 1 vers 3 sê, dit is hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het. Ons hoop is geanker in die opgestane Here Jesus Christus. Dit beteken ons godsdiens is nie 'n stelsel van reëls en rituele nie. Dit is 'n verhouding met die lewende Jesus. Wanneer ons bid, praat ons met die lewende Here. Wanneer ons Bybel lees, lees ons nie bloot 'n historiese dokument nie, ons lees die woorde van die lewende God. Leef dan anders. Die opstanding vra iets, dit stel eise. Kolossense 3 vers 1 begin met 'n voorwaarde en 'n opdrag. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. As jy saam met Christus opgewek is, dan leef jy anders, dan is jy anders, dan dink jy anders, is jou prioriteite anders. Streef na dit wat daarbo is. Dis 'n aktiewe, volgehoue werkwoord, nie 'n eenmalige aksie nie. Elke dag moet jy jou hart rig op die dinge van Christus. Dit beteken dat jy jou fokus verander. Jy leef in genade met dankbaarheid. Die mens wat nie in die opstanding glo nie, leef asof hierdie lewe alles is. Hulle verorber, vernietig, gebruik om die graf alles opsluk. Vir hulle het die dood die laaste sê. Maar die mens wat saam met Christus opgestaan het, weet, hierdie lewe is nie alles nie. Die graf het nie die laaste sê nie. Christus is ons lewe, ook in die lewe hierna. En daarom kan die opstandingsmens gee sonder om te tel, dien sonder om erkenning te soek, ly sonder om verbitter te raak, vergewe sonder om te eis, nie omdat hulle sterk is nie, maar omdat hulle weet, ons lewe is verborge in God, en God het die laaste sê. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op die aarde nie. Dit gaan oor die rigting van jou verstand, van jou begeertes, van jou waardes. Ons is omring deur stemme wat ons verstand vasvang, sosiale media, advertensies, ons kultuur. Almal wil ons leer wat om te begeer, wat om te vrees, waarna ons moet streef. Paulus sê, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Moenie gevorm word deur die dinge van die aarde nie, word gevorm deur die werklikheid van Christus se opstanding. Dit beteken die woord moet sentraal staan in ons lewens. Nie as 'n godsdienstige plig nie, maar as 'n bril waardeur ons die wêreld lees. Elke môre as jy opstaan, begin jy nuut. 'n Nuwe dag om jou gedagtes te rig op die dinge wat daarbo is. Om die dag te begin in die wete dat jy saam met Christus opgestaan het. Donderdag aand het ons gehoor dat Christus homself oorgegee het, sodat jy vergifnis, versoening en nuwe lewe kan ontvang. Vandag die bevestiging. Ons is vrygekoopte mense. Ons is nie slawe van sonde nie, nie gevangenes van die verlede nie, nie slagoffers van ons omstandighede nie. Ons is mense wat saam met Christus opgestaan het. Ons lewe 'n nuwe identiteit, en hierdie identiteit is nie afhanklik van hoe goed ons voel nie, of hoe suksesvol ons is nie, of wat die wêreld van ons dink nie. Dit is gegee, dis vasgelê, dit is verborge saam met Christus in God. Die opstanding is nie 'n eenmalige viering nie. Dis 'n daaglikse werklikheid. Maar hoe lyk dit konkreet? Hoe leef 'n opstandingsmens anders? Die gelowige wat regtig glo dat Christus opgestaan het, hoef nie te leef asof sonde 'n onoorwinnelike mag is nie. Elke keer as versoeking kom, is die opstanding 'n bron van krag. Ons is saam met Christus opgewek. Die sonde se mag oor my is gebreek. Ek kies anders. Nie uit eie krag nie, maar in die krag van hom wat opgestaan het. Dit beteken belydenis. Nie die wegsteek van skuld nie, maar die oopbreek daarvan voor 'n God wat dit reeds betaal het. Bely, want die vergifnis is gegee. En dit maak verandering moontlik, omdat die Gees van die opgestane Christus in ons woon. Die opstanding stuur ons ook na buite. Jesus sê vir Maria, gaan na my broers,
En die eerste reaksie op die opstanding is dan juis om te verkondig. Maria Magdalena was die eerste evangelis, die eerste dominee van die opstanding, 'n vrou, in 'n kultuur wat vroue se getuienis nie ernstig opgeneem het nie. Maar Jesus het haar gestuur. Hy stuur ons ook. Donderdag aand het ons aan die tafel gesit waar Jesus homself oorgegee het. Hy het die brood gebreek en gesê, dit is my liggaam vir julle. Hy het die beker uitgedeel en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. En ons het dit ontvang. Vanoggend staan ons voor die leë graf. Die brood is nie net gebreek nie, dit is uitgedeel. Die beker is nie net geskink nie, dit is gedrink. Die liggaam is nie net gegee nie, dit het opgestaan. Die offer is nie net gebring nie, dit is aanvaar. God het in die opstanding die laaste woord gespreek en dit sê, lewe, leef anders. Die grootste genade wat ons ooit kon ontvang is nie net vergifnis nie, dit is die lewe van die opgestane Christus self in ons. Ons het nie net 'n skoon blaadjie ontvang nie, ons het 'n nuwe hart ontvang, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe bestemming. Maar dit vra van ons dat ons sal ophou leef asof ons nog in die graf is. Dit vra dat ons werklik anders leef, nuut, bevry, vrygekoop. Nie in eie krag nie, maar in die krag van hom wat opgestaan het en in ons woon. Maria vertel, ek het die Here gesien. Dit is ons boodskap vir vanoggend. Ek het die Here gesien. Hy het my op my naam geroep en ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Kom ons bid saam. Opgestane Here Jesus Christus, ons staan nie vanoggend met leë hande nie. Ons dra die brood en die beker van donderdag aand saam. Die herinnering van u oorgawe. En ons staan nou by die leë graf, die bewys dat u oorgawe aanvaar is. Dankie dat u opgestaan het. Dankie dat ons lewe verborge, veranker is in u, veilig, verseker, ewig. Heilige Gees, maak die opstanding in ons lewens 'n werklikheid. Laat ons die lewe van die opstanding leef in ons huise, in ons werksplekke, in ons verhoudings, in die donker oomblikke waarin ons soek en nie vind nie. En Here, ons dink aan die mense in ons lewens wat nog by die graf sit, wat nog in die donker is, wat nie weet dat u hulle by die naam geroep het nie. Gebruik ons as Maria om die boodskap uit te dra. Ons het die Here gesien. Amen. Gaan dan nou in die vrede van die opgestane Here Jesus Christus. Leef as mense wat saam met hom opgestaan het, soek die dinge wat daarbo is. Trek die ou mens uit in die nuwe aan en verkondig met julle lewens, hy leef. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.